Baie welkom ook aan ons aanlyn kykers. Oggend op hierdie Sondag 12 Julie 2026, 7de Sondag in Koninkrykstyd. En mag die Here ons ook in ons saamwees beskerm en mag ons ook hoor dat die Here vir ons lief is en dat hy vir ons omgee. Ons gaan die volgende 2 weke, vandag en volgende Sondag die 19de, kyk na die saligsprekinge, die begin van die bergrede, Matteus 5, vers 1 tot 12. Ek het dit opgedeel, 2 gedeeltes, vers 1 tot 6 vir hierdie week, en dan daarna vers 7 tot 12 volgende week. Om uiteindelik te sê, maar ons is mense van die koninkryk. Hoe wil die Here hê, moet ons leef? En is my gebed dat die Here ook hierdie kort reeksie uit die saligsprekinge vir ons sal mee seën, en dit in ons lewe gebruik om uiteindelik ook 'n verskil te maak. So voor ons die Here se woord lees, kom ons bid saam en ons vertrou hom ook vir oggend met ons te praat en ons te vorm deur sy Gees. Here, ons kom nie vandag na U toe met vol hande nie. Ons kom met U met ons vreugdes. Ons kom bely ons moegheid. Ons bring ons vra, maar ons bely ten diepste ons afhanklikheid. Daarom hier in Koninkrykstyd wil ons vra, open ons harte ook vir die stem van ons koning, sodat ons nie net sy woorde sal hoor nie, maar dat ons homself ook in die teks van die Bybel sal ontmoet, en met hom sal saamleef vanuit 'n lewende verhouding. Ons wil vanoggend ook vra, praat met ons Here, wat U diensknegte en U diensmaagde, U kinders, U volgelinge wil graag luister, en wil ook deur U gevorm word tot eer van U naam. Amen. Vriende, kom ons lees Matteus 5, die eerste 6 verse. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy in die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ek wil nou of jou vra, maak 'n kampaantekening met die oog ook op volgende Sondag. Hier is die eerste keer wat daar in die saligspreking gesê word, die belofte, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hulle sal nou volgende week sien, aan die einde van ek dink die 8ste saligspreking, word hierdie selfde sinnetjie herhaal, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En ons gaan iets daaroor vir mekaar sê, wat ons tog moet onthou ook in koninkrykstyd. So knoop hom net vas, die tweede gedeelte van vers 3. Kom ek lees net weer, dat ons die lyn optel, geseënd is die wat weet, hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dan vers 4, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Kom ons lees tot sover, en dan vertrou ons die Here om vanoggend met ons ook te praat. Ons praat onder die tema vanoggend, die mense van die koninkryk. En dan uiteindelik met 'n vraagie wat sê, maar wie noem Jesus geseënd? In 'n ou vertaling sou dit gewees het, wie noem Jesus salig? En julle sou geleer het, toe ons nog met die vroeëre vertaling gewerk het, dat hierdie bekend staan as die saligsprekinge. So, wie sou Jesus salig noem? As ons praat oor mense van die koninkryk, wie noem hy die geseëndes? Wie noem hy hulle wat salig is? En wat is die impak daarvan op ons lewe? Ek wil net jouself voorstel, daardie dag,
Daardie dag toe Jesus teen die berg op is, 'n plek bereik het, gaan sit het en begin het om sy disippels te leer, om die mense te leer, wat was die verwagting? En ek wil nou saam met julle 'n bietjie daaroor spekuleer en sê, maar as 'n mens nou sou dink aan 'n rabbi, aan 'n leermeester, wat disippels en volgelinge wil toerus, wat sou hy doen? Wat sou hy sê? Hy sou heel waarskynlik vir hulle opdragte gegee het, dalk 'n klompie wette of reëls, voorskrifte, oor hoe jy God behaag, uiteindelik om te sê, maar weet jy, as julle disippels is van hierdie bepaalde leermeester, leerlinge, is dit die manier hoe julle moet optree. Maar wat maak Jesus? Hy het hulle begin leer, sê vers 2, deur te sê, geseënd, makarios, gelukkig, salig. So sy eerste woorde is nie julle moet nie. Sy eerste woord is geseënd. En dit help ons om dadelik te verstaan wie's die mense van die koninkryk. Die woordjie geseënd, Grieks makarios, dit verander alles. Want die bergrede begin nie met prestasie. Dit begin met genade, geseënd, salig, gelukkig. Voor Jesus sy disippels leer hoe hulle moet leef, sê hy, wie is hulle onder die leiding van die Here? Wie is hulle binne God se koninkryk onder sy heerskappy? So julle hoor weer identiteit, aan wie julle behoort, genade. So die saligsprekinge, wil ek sê, en ons sal dit nou volgende week bietjie uitpak, om te sê, die saligsprekinge is nie die 10 gebooie nie, is nie die Nuwe Testamentiese weergawe van die 10 gebooie nie. En ons moet nie met of die wet, die 10 gebooie of die saligsprekinge, die fout maak en sê, dis 'n leer waarteen ons moet opklim, want as ons bo uitkom, dan het ons bereik wat ons moes nie. Want as ons terug by prestasie, nee, die saligsprekinge is uiteindelik die stem van die koning, wat sy kinders geseëndes noem. Gelukkig is, salig is. Hoe begin hy? Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die wêreld bewonder mense wat sterk, suksesvol en selfversekerd is. Jesus kyk egter na mense met leë hande. Om afhanklik van God te wees. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Beteken ek is geestelik minderwaardig nie. Dit beskryf mense wat besef, hulle kan nie hulle self red nie. Hulle kom nie na God toe met sekere aansprake en sê, maar omdat 1, 2, 3, 4, 5 verdien ons. Ek wil amper sê eintlike ding wat ons op die oomblik in ons land nogal mee worstel, is demanding. Jy weet, ons is so, ons kan demand. Die koninkryk werk anders. Daar's nie demands nie. Daar's nie aansprake nie. In die koninkryk van God gaan dit oor afhanklikheid. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is.
want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseëndes, wat hulle afhanklikheid verstaan, is mense wat weet, wat ek ontvang ek uit genade. Koos Doep se liedjie eenvoud, wat ek is net genade, wat ek het is net geleen. So ek ontvang uit genade. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle is. Hoeveel van God se genade ons elke dag nodig het. So as Jesus hier begin praat, dan sê hy nie, bewys jouself nie. Presteer nie. Hy sê geseënd. Dan sê hy die volgende een, hy sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou kan jy dadelik vir jouself sê, maar, waarmee is Jesus hier besig? Ek dink jy moet baie mooi verstaan, hy verstaan pyn, hy romantiseer nie lyding nie, hy kyk hier na mense, wat hulle eie gebrokenheid, en die gebrokenheid van die wêreld raak sien, en wat daardie gebrokenheid in die lewe ernstig opneem. Hoe sou hulle lyk? Hulle is mense wat sou huil oor sonde, wat huil oor verlies, wat nie gemaklik is met onreg nie, en wat nie gemaklik is daarmee, dat God se skepping beskadig en benadeel word. En dis vir hulle, wat Jesus sê, julle sal vertroos word. So die wat treur is hulle wat die belange van God op hulle hart dra. Want wat gebeur? Wat gebeur met die treurendes? Ons sien Jesus. In Christus Jesus stap God self in ons gebrokenheid in. Daarom is Christelike hoop nooit goedkoop optimisme nie. Is die vaste wete dat God nooit sy kinders alleen laat huil nie. Daarna volg 'n uitspraak wat vir Jesus se eerste hoorders byna ongelooflik moes klink. Geseën is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En hier haal Jesus Psalm 37 aan. Jy sal sien, ek dink is so by Woensdag, gaan jy hierdie vers en Psalm 37 vers 11 lees, net om vir jou die perspektief te gee waar dit vandaan kom. Want wat gebeur in Psalm 37? Psalm 37 is geskryf vir gelowiges wat moedeloos geword het, omdat dit vir hulle gelyk het, asof die goddeloses besig was om te wen en die boot toe te voer. En dan help die Psalm en hy antwoord, nie deur te sê, gryp harder nie, probeer harder, veg harder terug nie. Psalm se antwoord, kan julle my omtrent mee help? Psalm sê, vertrou op die Here. En dan wil ek hê jy moet dadelik hoor hoe die woord sagmoedig is. Sagmoedig is nie swak mense nie. Sagmoedig is mense wat nie hulle hoop op mag, geweld of selfhandhawing bou nie. Hulle laat hulle lewe in God se hande rus. Daarom dat dit resoneer met Psalm 37 wat sê, vertrou die Here. Daarom kan Jesus dit dan ook sê, uiteindelik is dit hulle wat erf. Die wat hulle lewe in God se hande los. En dan bereik hierdie eerste beweging van 4 saligsprekinge sy hoogtepunt
wanneer Jesus sê, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Wat beteken dit? Soos wat brood en water onmisbaar is vir die liggaam, word geregtigheid onmisbaar vir die hart. En hierdie honger en dors na wat reg is baie meer as 'n persoonlike stuk moraliteit. 'n Klompie reeltjies wat ons nakom en dan is ons nou besig met reg en geregtigheid. Dis 'n diep verlange daarna dat God se wil sal geskied, dat sy vrede sal deurbreek, dat sy koninkryk sigbaar sal word. Dis kom ek sê, knoop vers 3 aan jou oor, wat sê aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Want wat gebeur? Net hierna op 'n stadium leer Jesus sy disippels bid, laat u wil geskied, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Met ander woorde, Jesus beloof hier reeds, die verlange na God sal nie verniet word nie, sal nie verniet wees nie, dit sal deur God versadig word. Ek het dit gesê, ek sê dit weer, want jy gaan Saterdag en DV volgende Sondag, eers Saterdag die eerste 6 verse en Sondag die tweede 6 verse, gaan jy lees en jy gaan agterkom waarvan ek praat, dat die saligsprekinge 2 keer die belofte maak, aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En wat sê dit vandag? Dit sê vandag, dis nie eendag nie, dis nou. Die koninkryk is reeds besig om deur te breek, waar mense hulle lewens aan Christus toevertrou. Daarom begin ons lewe as gelowiges, nie by dit wat ons vir God doen nie, maar by dit wat God oor ons uitspreek. En dan weet julle, ons praat al die afgelope tyd daaroor, hy noem ons onder andere geliefde seuns en dogters. Hy praat van ons as geliefdes. Vandag praat hy van ons as geseëndes. Ek wil hê jy moet kyk in hierdie 4 saligsprekinge. Jy gaan dit lekker inoefen hierdie week. Uiteindelik wys hierdie saligsprekinge lynreg na Jesus. Hy was arm van gees. Nou die ou vertaling het gesê, salig is hulle wat arm van gees is. Nuwe vertaling sê, wat afhanklik is. So was hy ons vir mekaar. Jesus was arm van gees en volkome afhanklik van sy Vader. Hy was die een wat in gebrokenheid oor die wêreld en oor Jerusalem gehuil het. Hy is die een wat in Lukas gekyk het oor die stad, gehuil het en gesê het, as jy vandag maar net wou insien wat nodig is vir jou vrede. Maar nou is jy hardkoppig. Hoeveel keer het ek dan nog gesmag om julle by mekaar te maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke. Hy het gehonger en gedors daarna dat sy Vader se wil sou geskied. Hou maar net weer sy gebed in Getsemane waar gesê het, nogtans nie u wil nie, maar my, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En jy moet een sinnetjie vanoggend neerskryf. Hy verkondig nie net die saligspreking nie. En hier is die sin. Hy is die saligsprekende koning en die volmaakte mens van die koninkryk. Kan ek dit vir jou weer sê? Hy is die saligsprekende koning en die volmaakte mens van die koninkryk. En dis hoekom hy kon sê, Makarios, salig, geseënd, gelukkig.
So jy mag vandag terugsit. Nie in passiwiteit nie, maar jy kan ontspan, want God nooi jou nie vandag om jouself te kom bewys nie. Hy nooi jou en hy sê, kom net met leë hande na my toe. Nou weet ek, ons het dit oor die jare gesing, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Ek dink ons het so prestasiebehep geraak, dat ons gedink het, ek moet net hierdie goed doen, so dat ek hom eendag vir die Here kan sê, en hy vra, sy nee, hy vir gaan sê, maar, julle het gaan nie oor al die goed wie gedoen het nie. Petrus gesprek, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief. So belangrik. Vir jouself nie te bewys nie. Jy kan maar kom met leë hande. Want in die koninkryk begin alles by sy genadige verklaring geseënd is. En wie deur Christus geseën is, wie deur Christus geliefd genoem word, hoef nie meer sy of haar identiteit te verdien nie. Hulle mag dit met dankbaarheid ontvang, elke dag daaruit leef, en elke dag die stem van die koninkryk hoor. Aan jou behoort die koninkryk van die hemel. Kom ek gee vir jou tyd om so 'n bietjie stil te wees. Here Jesus, baie dankie dat U ons vanoggend net weer kom herinner het, dat U koninkryk nie by ons prestasies begin nie, maar by U genade. Dankie dat U mense met leë hande ontvang. Dankie dat U die treurendes vertroos. Dankie dat U die sagmoediges hoop gee. Dankie dat U in ons 'n nuwe honger en dors na geregtigheid wek. Bewaar ons om onsself te probeer bewys, bewaar ons daarvan, want dit gebeur so maklik. Leer ons om elke dag uit genade te leef. Mag ons as burgers van die koninkryk herkenbaar wees, oral waar ons gaan, en ook daar waar hy ons op spesifieke plekke plaas. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir my oor die koninkryksnuus net die volgende. Ons het vanoggend vir mekaar gesê, as ons saamgesels, ons het saamgesels, en vir mekaar gesê, wie is die mense van die koninkryk? Die mense van die koninkryk, wie noem Jesus geseën? So volgende week, vers 7 tot en met vers 12, en dan baie
baie nou naby aan dit is, om dan te sê die tema, die lewe van die koninkryk, en die vraag dan, hoe leef mense wat Jesus geseënd noem? Nou vanoggend sê, wie noem my geseënd? Nou vra ons, hoe leef hulle wat Jesus geseënd noem? Volgende week gaan julle kry, soos ek sê, Saterdag in ons stilte tyd, gaan jy rustig vers 1 tot 6 weer deurlees, om die week op te som, en ek sê nou al, dat jy dit weet, as jy dit nie weet nie, sal jy die WhatsApp kry, maar jy kan rustig, dan vers 7 tot 12, sommer al deur die week begin lees, sodat jy ook voorberei, en jouself inoefen vir dit waarmee ons dan volgende week gaan besig wees, en DV dan in ons daaglikse WhatsApps, en ons geestelike vorming, tot en met 26 Julie. So my belangrik om tog vir julle te sê oor ons WhatsApp gedagte wat elke dag uitkom. Ek het dit tog goed gedink om hierdie week net weer so bietjie te verduidelik en seker te maak dat mense verstaan. Want ek gebruik simbooltjies wat beter in die sê omgangstaal bekend staan as emojis. Om iets bepaald by julle oor te dra. Nou besef ek, nie almal verstaan dalk altyd as daar 'n blaartjie is of daar's 'n duif of daar's wat ook al nie. So, jy gaan nou agterkom hierdie week. Ek het vir jou geskryf, as daar staan Bybel, die boekie, en ek vir jou sê lees Matteus 5 vers 3, en dan staan Matteus 5 vers 3 daar. Die volgende een is die brein, wat dan sê dink bietjie, hier's 'n gedagte, dink daaroor. En dan die duif om te sê, wag op die Gees. Wat leer die Gees my? Wat wil die Gees vir my in hierdie oomblik sê? En dan 'n kort gebed. Nou ek weet, jy kan self bid en jy mag self bid. Dis nie 'n voorgeskrewe gebed wat as jy hom nou nie gebid het nie, dan gaan daar iets gebeur nie. Nee, glad nie. Dis net om jou te help in hierdie ding. En dat ons mekaar gesê, maar dit beteken as ons daar opstaan, moet ons gaan leef. As ons klaar gebid het, moet ons ten minste gaan leef. En daar sal ek help met ietsie kort om te sê. Dan het ons begin, seker so 'n maand terug, om 'n doen by te sit. Ek het so 'n bietjie gedink, dis partykeer verlede week sê hulle nou sien vanoggend was hy nog 'n groen regmerkie, vanmôre af lyk dit anderster. Die doen word die 2 voetjies, wat sê ek moet nou hier uitloop en ek moet bepaald iets gaan doen. Jy sal sien is stuur vir iemand 'n WhatsApp of ek gaan saam met iemand bel, wat ook al, so daar gaan 'n doen dingetjie wees. En dan sit ek van hierdie week af, sit ek 'n 7de ding by, so daar's 7 sulke ritmetjies. So moet nou nie dink, ek hou daarvan om met prentjies te speel nie. Die laaste enetjie, die 7de een wat ons nou by sit, is een met 'n koppietjie koffie, jy kan dit sien as 'n koppie tee ook. Wat sê onthou? Waaroor gaan dit vir my? Het gaan vir my daaroor dat as ons uiteindelik besig is met vorming en ons is besig om dinge in te oefen, dan wil ons in die aand, as ons oorskakel voor ons gaan slaap, so 'n klein voorraadopname van die dag doen en sê, waar het ek God beleef? Waar was God gewees? Wat onthou ek van vandag? Nou by elkeen van hierdie 7 dae sit ek vir jou ietsie by wat jy kan onthou. Dis net om jou te help, om jou in 'n gewoonte te kom, om die goed self te begin doen. Want ek sê dalk, jou geseënd is die wat treur, en dis vir my pragtig, en jy hoor iets anders oor hulle wat honger en dors na geregtigheid. Hoor julle wat ek sê? So dis aanvanklik net. So op 'n stadium gaan ek net weer die woorde wegvat, dan gaan ek net met die prentjies werk. Die simbooltjies wat sê dis wat gebeur, dis wat ons doen. Daai tipe ding. So net dat jy weet, ek het beter dinge om te doen, so ek wil julle net graag help. En dit werk baie keer net dat daai prentjie vang jou oog en jy kan werk. En moenie bekommerd wees nie, ek sit nie Vrydag, Saterdag en Sondag vir julle al 6 verse op nie. Dis nie die eerste 5 dae. 5 dae, ja. Wat jy die 5 versies het vir die week, sodat jy dit sommer in jou kar kan lees, asseblief nie terwyl jy bestuur nie, maar as jy by die dokter sit en wag, moet jy lekker dit deurlees,
En oor naweek het ons mos nou daarom so 'n bietjie ekstra tyd. So dan kan jy rustig met jou eie Bybel gaan sit en ek help jou om Saterdag en Sondag die week af te sluit, maar ook voor te berei vir dit wat wag vir die nuwe week. So volgende week die lewe van die koninkryk, hoe leef mense wat geseënd genoem word, wat Jesus geseënd noem, is Matteus 5 vers 7 tot 12. So in die tussentyd is ek nog steeds met Sabbatsverlof en ek sal DV dan nou ten volle terug wees die 3 Augustus. Ons 'n klomp goed wat ek moet afhandel en klaarmaak. Maar ja, ek is beskikbaar sou dit nodig wees. Dan herinner ek, die tyd raak al minder, dis amper 'n maand. Oor 'n maand is Lindy Strydom met 'n damesoggend by Suiderlike gemeente, dis ten bate van Luiperdvlei huis vir bejaardes. So jy is baie welkom om met of Annelie of met Mariana te praat en jou kaartjie te kry of die oggend op 'n besondere manier dan te gaan bywoon. En dan ja, al is ek met vakansie, my foon is aan. Ek besef julle sal nie onnodig pla nie. So as daar iets is en jy moet met my praat, is meer as welkom, kontak vir my. As jy my los in vrede, dan waardeer ek dit ook, maar as jy my dringend nodig het, kan jy my definitief kontak. Ek sal op een of ander manier sal ek met jou kontak maak. So mag jy as 'n geseënde leef in hierdie week in God se koninkryk en weet dat hy vir jou oneindig lief is en jou nie net geseënd noem nie, maar ook sê jy's my geliefde vir wie ek my lewe afgelê het. Totsiens aan ons aanlyn kykers.